Goedemiddag en welkom terug hier by ons in die studio. Ons het vandag weer vir meneer Roy Sparks hier by ons en vandag gesels ons SWD Premier Liga Klip Rugby. Ons praat bietjie oor die Curriebeeker Eerste Divisie. Welkom weer by ons, Roy. Baie dankie, Lisette. Ja. Ek dink ons moet sommer maar wegspring met die Super Liga Top 8. Mees besproke wedstryd is seker die wedstryd verlede Vrydag aan tussen Progress en Bridgeton, waar Bridgeton met 'n punt op Rosemore Stadion gewen het. Ja, Lisette, het was 'n baie close game, maar weet jy, ek is nie eintlik 'n voorstander van aanwedstryde nie. Want kyk maar nie aan, maak eintlik die speelveld gelyk. En die wedstryd was Vrydag aand op Rosemore. Progress verloor 22-23. Dis 'n wedstryd wat Progress moes gewen het. 6 koppe was misgeskop, 4 doelskoppe, 2 strafskoppe. So Progress was baie ongelukkig. En dit sou dan 'n 4de wen vir Progress in 'n ry gewees het. En dan die grootste verrassing, seker George en Crusaders op Botaniqua Park. Ja, ek het verlede week voorspel dat Crusaders die game sou deurraak, maar George is 'n onvoorspelbare span. En George wen die wedstryd. Ek dink hulle arende was nog nie terug nie, want SWD het gespeel. So George het dit baie goed gedoen deur Crusaders te wen. Ek dink dit gee Crusaders 'n kans, 'n groot knou om nog uit top 4 te maak. En dan, julle die naweek tuis, Barbarians die naweek tuis teen Blanco gespeel op Mossel Bay. Was ook 'n tight game hy gewees. Sê 'n bietjie vir ons wat het daar gebeur in daai laaste paar minute van die wedstryd? Ja, Barbarians sukkel die sukkel 'n bietjie die tweede ronde in vergelyking met die eerste ronde. So 'n minuut oor of 2 minute oor was die skore 23-23 of 24-24. Blanco kry strafskop voor die pale, wat misgeskop. Barbarians attack daarvan af en Relton sit 'n skepskop oor Barbarians se loskakel. En Barbarians wen die game 27-24. Soos op teen Progress en Brisbane was dit ook 'n baie tyd gewees. Ja, in die doodsnikke van die wedstryd soos hulle sê. Ja. Ja. En dan enige opmerkings oor die wedstryd tussen Heidelberg en Grootbrakrivier? Ja, Grootbrak dink ek is die jaar soos laas jaar in die liga van hulle eie. Grootbrak het daai massiewe agtal. En soos jy weet met Biggie daarse en soos jy weet op die vlak word rugby gewen by die kontakpunte. So Grootbrak se agtal sit hulle in elke game op die voorvoet, hulle backline op die voorvoet. So ja. Ek dink Grootbrak, ek sien hom in die semifinal en ek sien hulle in die final ook die jaar. Ja. En dan nog iets wat ek opgetel het as ons kyk na die punteleer. Klomp buiteklubs, of kom wat ek eerder so sê, klubs buitekant George, by die top 4 posisies tans bou, né? Ja, ek gaan kyk na statistieke van die afgelope klompie jare. Hulle sê voor eenwording, voor rugby een geword het, was rugby gedomineerde klubs buitekant George. Mossel Bay, Springrosos, Robertson, Heidelberg. Dis voor eenwording. Na eenwording het George die afgelope 21 jaar domineer George rugby in die SWD. Evergreens 5 wenne, 5 keer die beker gewen, Brisbane 3 keer, Progress 3 keer, Blanco 2 keer. Maar nou die afgelope 2 jaar sien ek weer die pendulum swyn nou weer terug na die klubs buitekant George. Laas jaar het Grootbrak gewen en as jy kyk aan die lok, die 4 klubs wat bo lê is buitekant George. Brisbane, Barbarians, Grootbrak en Heidelberg. So die pendulum swyn nou weer terug na die, ek hoop dat so die volgende 20 jaar ons wil weer die beker gewen. Ons kyk na die naweek se wedstryde. Sekerlik 2 van die belangrikste wedstryde. Seker dan nou Grootbrakrivier en Progress en dan het ons ook vir Blanco en George. Ja, as ons kyk aan die lok, Heidelberg lê 4de 22, Blanco 5de 21, Progress 20. So Blanco en Progress het nog 'n kans om Heidelberg uit daai 4de posisie uit te skop en dan semifinale te speel. So daai 2 games is baie belangrik. Blanco teen George. Blanco moet hom wen. Grootbrak teen Progress. Progress moet gaan wen. En ek glo Progress kan dit doen. Met hy 3 wenne in 'n ry en die tyd game laasweek het Progress skiet goed om te wen Saterdag. Ja, knop deurtak. Ja, en natuurlik sal Heidelberg moet sorg dat hulle ook met 'n wen die naweek wegstap. Ja, Heidelberg teenoor laas jaar. Heidelberg was laas jaar in die finale gewees. Runners up. Maar sedertdien het die rugby bietjie afwaartse kurwe getoon. Hulle verloor teen spanne wat ek nie sou verwag het hulle sou verloor het nie. Maar ek dink hulle kan dit uitsorteer, ja. Heidelberg om my posisie te behou moet hulle wen verder. Ja, en hier in die eerste liga, Evergreen het 'n wegoorwinning oor Harlequins gehad die naweek. Ek moet nog wel so sê ek het
meer van 'n tydgame het ek verwag. Maar soos jy nou ook vroeër in ons gesprek genoem het, baie van hulle spelers is nie altyd beskikbaar nie. Want hulle word verskuif na ander basis toe. Maar ek weet jy is 'n sal ek nou sê 'n groot aanhanger van Harlequins en die tipe rugby wat ons die jaar van hulle gesien het. Ja, Harlequins, Barbarians, Bridgton en even Jaguars spesiale tipe rugby. Ja. 80 minute rugby. Dis hoekom ek baie impressies met hulle tipe rugby. Maar soos ek sê, daai 50-12, daai 38 punte verskil was vir my 'n groot verrassing geweest. Ek het gedink 'n close game verwag, albei superspanne, albei goeie spanne, maar dink op die dag was Evergreens baie sterk geweest. Ja, ja. En dan Royce, ons kyk by die Currie-beker reeks, die eerste divisie, die finaal vind nou die naweek, die komende naweek vind die finale plaas op Wellington met die Boland Cavaliers wat vir hulle tuisfinaal verseker het nadat hulle die Arende verlede naweek met 25-24 geklop het. En dan OP het hulle wedstryd in die Valke in 'n tydswedstryd vir hulle het hulle die Valke 31-27 geklop. Dink ek gaan my gewig hier agter die Boland Cavaliers gooi. Hulle speel vir my baie goeie rugby. Jy enige voorspelling daar? Ja, ek dink ek stem saam met jou. Boland is moeilik om te wen. Hulle speel ons Saterdag 4:00, speel hulle op Wellington en ek voorspel Boland gaan met die ene weg toe. Want as ek kyk aan die vorige games, het SWD vir Eastern Promise maklik gewen. So ek verwag dat Boland die game gaan trok en raak en die kampioene van die Currie Cup First Division 2024. Ja. Sal hulle dan wees. Ja. En ek moet sê, ek wil tog ook vir Zane Kirshner en vir Sean Raubenheimer en die hele afrigtingsspan daar by die SWD Arende sê, well done. Was 'n goeie poging wat julle aangewend het op Wellington verlede naweek. En alle voorspoed vir julle en baie dankie vir die rugby wat julle vir ons in die streek opgedis het. Die uitkoms was nie altyd wat ons wou hê nie, maar nietemin alle voorspoed aan almal van hulle. Ja, en dit is al van ons kant af vir die middag. Baie dankie dat julle ingeskakel het en onthou as julle graag saam met ons wil gesels, los vir ons julle kommentare onder in die comment section. Tot volgende week. Ek is Lizette Silva vir Group Editors Live.